Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. God reageer dalk nie altyd presies wanneer jy wil hê hy moet nie, maar hy reageer altyd op die regte tyd. Die woord sê in Psalm 84 vers 12, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. God weerhou nie die goeie van die wat reg lewe nie. Daar is egter iets wat 'n mens in gedagte moet hou. Wanneer jy 'n pad saam met God stap, is daar altyd eers 'n tyd van voorbereiding voor bevordering. Dink gou aan die verhaal van Elia. Voordat hy vuur uit die hemel op die berg Karmel afgeroep het in 1 Konings 18, moes hy self eers deur 'n hongersnood gaan. En die enigste vriend wat hy gehad het, was 'n verarmde weduwee. Saam moes hulle God vertrou vir elke ete. Hoekom moes Elia eers deur al hierdie dinge gaan, voordat hy by die punt gekom het, waar hy vuur afgeroep het uit die hemel? Want dit is hier waar Elia belangrike lewenslesse geleer het oor nederigheid, goddelike leiding en om God te vertrou in tye van nood. Dinge wat nie noodwendig vir ons menslike verstand sin maak nie. Jy sien, die feit is, wanneer God iets groots wil doen in jou lewe, neem hy die tyd om eers 'n sterk fondasie te lê. Daar is 'n gesegde in Engels wat sê, "Great souls are grown through struggles, storms and seasons of suffering." Ons moet net geduldig wees met die proses en nie moed opgee nie. Wees geduldig met God en met jouself en bly net vorentoe beweeg. Een van die frustrasies in hierdie lewe is dat God se tydskedule selde dieselfde is as ons. Ons is dikwels haastig wanneer God nie is nie. Jy mag dalk gefrustreerd voel omdat die vordering wat jy maak te stadig is volgens jou. Maar onthou, dat alhoewel God nooit haastig is nie, is hy altyd betyds. Here, gee my die geduld wanneer ek nie die hele prentjie kan sien nie, en die geloof om aan te hou wanneer ek nie krag het nie. Herinner my daaraan dat U steeds besig is om in my lewe te werk en my steeds liefhet deur dit alles. In Jesus naam bid ek dit. Amen.